Goeiemôre gemeente. Kom ons sit net so en dan word ons stil. Ons krag om waarlik te lewe kom van God af. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat God die Vader is, wat sy Seun gestuur het. En Jesus Christus wat swaar gehad het om mense te oortuig van sy Vader se liefde en vergifnis. En hy wat sy Gees gegee het om elke dag saam met ons lewenspad te loop. Amen. Broers en susters, as jou krag van hierdie God afkom, dan sê ek met jou groet, met genade en vrede van hom af. Daarom genade en vrede van God ons Vader, die Heerser oor lewe en dood, en genade en vrede van Christus Jesus ons Here, wat uit die dood opgewek is, eersteling van die wat gesterf het, en genade en vrede van die Heilige Gees, ons Here en lewendmaker. Ek wil volgend vir u die woord van die Here bring uit 1 Korintiërs 1 van vers 26 af, maar ek gaan net die boodskap uitlees, so ek altyd sê, as jy het gaan deurmekaar word, moenie saam blaai nie, en as jy nie gaan deurmekaar word nie, is jy welkom daar te kyk. Maar voordat ons lees, kom ons sit net so en bid ons saam. Here, ons gee ons vanoggend oor aan u. Doen met ons wat u wil. En wat u ook al met ons doen, daarvoor sê ons dankie, Here. Ons is gereed vir enigiets, solank dit u wil is. Ons vra vir niks meer as dit nie, Here. Ons plaas ons hele wese in u hande. Ons gee ons vanoggend vir u, Here. En dit kom diep uit ons harte uit. Net omdat ons u liefhet. Amen. 1 Korintiërs 1 van vers 26 af. Die opskrif by hierdie gedeelte is God maak onbelangrike mense belangrik. En nou, broers en susters, ek wil graag hê ons moet hierdie saak bekyk vanuit die hoek van Kersfees. Dinsdagoggend het ons die kerk vol gepak gehad en almal is bly oor Kersfees en ek het net nou die opmerking gemaak, Kersfees en nagmaal is dit of ons almal groot Christen is en 'n bietjie kerk toe kom en dan sit of ons daarna vreeslik maklik weer vergeet en dan karring ons aan weer tot by die volgende geleentheid. Ek dink nie dis die Here se plan nie en dit het niks met kritiek uit te waai nie, dit doodgewoon met die wil van die Here uit te waai. Maar kom ons kyk na dit wat hier staan teen die agtergrond van hierdie seun van God wat aarde toe gestuur is sodat ek en jy gered kan word. Opskrif sê gesê, God maak onbelangrike mense belangrik. My liewe vriende, dink 'n bietjie mooi na oor wie julle regtig was voor God julle uitgenooi het. Volgens mense was die meeste van julle maar dommerig en eenvoudig. Julle was maar gewone werkers sonder enige invloed wat uit die swakker deel van die dorp gekom het. Maar God werk anders. God het juis onbelangrike mense aan wie niemand hulle steur nie gekies,
om die beterweterige mense wat dink hulle is belangrik skaam te maak. God se keuse het geval op mense op wie almal trap, omdat hulle sosiaal nie vir daardie mense iets kan beteken nie. Mense wat dink hulle is die room van die samelewing, sal skaam en verleef voor hierdie arme, onbelangrike mense moet kom staan. God het die maatstawwe van die wêreld totaal omgekeer. Wat volgens mense swak is, het God besluit om sterk te maak. Dinge waaraan mense hulle nie steur nie en wat hulle dink nutteloos is, gebruik God om sy doel te bereik. So word dinge wat mense weer dink iets werd is, nutteloos wanneer dit by God se planne kom. Geen mens kan dus voor God gaan staan en spog dat hy iets met die reddingsplanne van God te doen het en daarvoor geprys moet word nie. God en God alleen het dit vir julle moontlik gemaak om Christus Jesus te leer ken. Jesus is die een deur wie ons kan sien watter slim planne God gemaak het. Deur hom word ons saak met God reggemaak, word ons mense wat geheel en al net vir God leef. Ja, hy is die een deur wie God ons sy vriende maak. Daar staan mos geskrywe, as iemand wil spog, laat hom spog oor dit wat die Here gedoen het. Ek dink almal van ons het al hierdie gedeelte aangehaal, waarskynlik nie uit die boodskap nie, maar uit die Bybel, uit die 1983 vertaling uit waar daar staan, en tog wat vir die wêreld onsin is, het God gekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. God werk anders as mense. Dis eintlik seker maar die kort van die hele storie. En ongelukkig dink ons soos mense. Ongelukkig dink ons nie soos God nie, en daarom is die gevaarlikste ding wat 'n Christen kan doen, is om 'n paar pelle bymekaar te kry wat soos hy dink. En dan dink ons vorm 'n lekker sterk mag, ons so lief daarvoor om 'n saak te propageer en te sê, maar ek het daarom 4 ouens wat saam met my stem. Broers en susters, dit sê nie altyd alles nie, ongelukkig nie. Julle ken mos die storie van die dominee wat vir hom Piet gaan vertel het dat hy moet ophou om in die koor te sing, want die orgelis het gesê sy weier om die koor af te rig, solank oom Piet sing, want oom Piet sing nie baie goed nie. En die dominee gaan sien toe vir oom Piet, en nou wil hy vir oom Piet sê, oom Piet, jy sal moet ophou sing, want jy verwar almal. Oom Piet het blykbaar min of meer soos ek gesing. En toe die dominee daar kom, toe tannie Anna, oom Piet se vrou, het toe nou al hierdie melktert gebak, want sy weet, dominee is tog so lief vir melktert. En nou voel die dominee sleg om te sê, hoor hierso, oom, jy sing eintlik sleg, gaan uit die koor uit, want hulle ontvang hom nou so hartelik, en hy eet toe nou maar die melktert, en hy kuier so bietjie, maar nou moet hy iewers hierdie saak aanspreek, en hy begin so in die rigting van die kerkkoor, en hy sê toe, oom Piet, die kerkkoor ding, oom Piet sê toe vir die dominee, man, dis vir my, die kerkkoor is waar ek my uitleef vir die Here, is vir my die lekkerste ding wat daar is. En hy besef die dominee, hy kan net nou sê, nou praat hy weer gou oor die gemeentegoeders en die droogte, en hy kom weer op 'n stadium so terug na die koor toe, en hy sê, oom weet, die koor ding nou weer, sê dominee, ja, dis die beste ding wat daar is vir my, dis regtig, dis vir my fantasties, ek loof die Here in hierdie koor. En die dominee gaan, dis nou ongelukkig, so hy sê, maar oom, ek het gedink, oom moet maar 'n bietjie ophou met die koorsingery. Hy sê, nee, dominee, hoe kan jy so sê? Dis my lewe. Hy sê, ag, oom weet, daar het nou al so 3 of 4 mense vir my gesê, oom kan nie eintlik sing nie. Wil oom nie maar liewer ophou nie. Die oom klop die dominee so op die skouer, hy sê, ag dominee, daar het al so 30 of 40 vir my gesê, jy kan nie preek nie, en jy hou aan. En dis waarskynlik een van die mooi maniere om te verduidelik hoe God en mense dinge verskillend sien. Die feit dat 3 of 4 mense 'n bepaalde opinie het, beteken, ja, dis 'n menseopinie. Maar broers en susters, ek en jy is geroep om 'n God-opinie te hê. Dis waarvoor Christus gekom het, om hierdie mensopinie in ons koppe en in ons harte af te breek, sodat ek en jy weer 'n God-opinie kan hê, sodat ek en jy weer beeld van God kan wees. Mense raak verskriklik geïrriteerd as mense na argument kom en sê, ja broer, ek hoor wat jy sê, maar kyk wat sê die woord van die Here. Mense het selfs al vir my oor kerksake gesê, moet asseblief nou net nie weer die Bybel hierby insleep nie. Moenie God se woord insleep as jy oor God praat nie. Dis die verskil. Jesus het gekom sodat God se woord altyd, oral, in ons harte en in ons monde moet wees. Ek en jy is veronderstel
om God se woord by ons lewe in te sleep. Nee, ek jok. Ons moet nie God se woord in ons lewe insleep nie. God se woord moet reeds in ons lewe wees, in ons harte. Want ons is God se kinders. Ons ken mos ons Pa se stem. In lyn hiermee, 21ste Mei 2006 het ek by 'n aanddiens die volgende storie gebruik, en ek wil dit graag vanoggend weer gebruik. Ek wil hê jy moet vir jouself dink, wanneer is dit dag? Wanneer hou die nag op en begin die dag? En by vasdae en die tipe van ding is dit vir party ouens nogal regtig belangrik om te kan sê die dag is verby of die nag is verby, dis nou dag. Die moslems sê onder andere dit, as jy wit en swart garingdraadjie langs mekaar neerlê, die oomblik wanneer jy kan onderskei wat een is wit en wat een is swart, dan's dit dag. Wat sê jy? Wanneer is die nag verby? Ek wil julle die volgende storie vertel. Een nag sit 'n wyse ou man met sy leerlinge om 'n vuur en gesels. Hulle kap hierdie storie deurnag. En hier in die donker uur, net voordat die dag breek, wanneer die sterre so lekker helder is en wanneer 'n mens nogal eerlik is met jouself en met almal om jou, toe vra hierdie leermeester vir sy studente, hy sê vir hulle, hoe sal julle weet wanneer die nag verby is en die nuwe dag begin? Nou weet julle so 'n klomp studente, leerlinge, hulle probeer daarom hierdie meester van 'n vreeslik beïndruk, en die een sê sommer dadelik, hy sê, meester, 'n mens weet dat die dag begin breek wanneer jy kan uitmaak of die dier wat deur aan die ander kant staan, of dit 'n skaap of 'n skaaphond is. Hy sê, dan weet jy, dis dag. En die wyse man het vir hom sê, dis 'n goeie antwoord, maar dis nie die regte een nie. En die man het gedink en een van hulle waag toe nog 'n antwoord. Hy sê, meester, 'n mens weet die nag is verby wanneer jy kan sien dat die boom daar ver op die horison, as jy kan sien of dit 'n palmboom of 'n sipresboom is wat jy daar sien. En die ou meester het vir hom gesê, ja, dis ook 'n slim antwoord, maar dis nie die antwoord wat ek wil hê nie. Dis nog nie die regte antwoord nie. En hierdie leerlinge het onder mekaar begin praat en saam met mekaar begin antwoorde soek. En toe op stadium toe gee hulle oor. Toe sê hulle, meester, ons kry nie die regte antwoord nie. Vertel u vir ons, wanneer is die nag verby? En die meester kyk toe na hierdie jong mense om hom. En die storie sê met sagte oë. Dit seker beteken hy was nogal half lief vir hulle. En hy sê vir hulle, julle ouens, as 'n mens in die oë van 'n medemens kyk en in hom of haar 'n broer of suster kan raak sien, dan weet jy die nuwe dag het begin. Hy sê vir hulle wat dit nie kan doen nie, bly dit altyd nag. Broers en susters, om soos God te dink, beteken om mense te sien vir wat hulle in God is. Wanneer ek en jy na mekaar kan kyk en kan sê, jy is maar soos jy is maar wie jy is, maar jy's 'n kind van God, dan is dit dag. Dan het die dag aangebreek in my lewe. Dan het Kersfees sin gekry in my lewe. Miskien is dit hoekom Kersfees en die res van die tyd so verskillend is. Omdat ons die fees vier, maar nog nie die dag sien aanbreek nie. Omdat ons opgewonde raak oor hierdie Christus in die krib, maar nie hierdie Christus in ons harte kry nie. Omdat ons nog nie na mekaar kan kyk en kan sê, wie, wat met al jou foute, want ek moet vir jou sê, soos ek hier so sit, is hier nou 'n paar wat ek regtig goed ken, en ek ken gruwelike foute van hulle. Hier so een of twee wat omtrent net soveel foute soos ek het. Amper. Dit sê ek nie omdat ek skielik minder van myself hou nie, dit sê ek omdat Jesus my daarvan oortuig, dat jou foute is niks erger as my foute nie. En daarom het ek, wanneer ek met Christus oë na jou kyk, 'n verantwoordelikheid om op 'n bepaalde manier op te tree teenoor jou. 'n God manier, en nie meer die mens manier nie. Want God se plan is anders as die wêreld se plan. Die wêreld se plan is elkeen vir homself, die duiwel vir die res. God se plan is Christus vir almal. Hoe lewe jy? Op die Christus vir almal plan
of vir elkeen vir homself en die duiwel vir die res, en ek is ook al groot pelle met die duiwel. Nie ek nie, ek bedoel daai plan. Ek het 'n ou vriend, en ek gaan nie sy naam noem nie, want hy gaan vir my kwaad wees as ek hom op die spot sit. Hierdie ou spelle met almal. Ek het al vir hom gesê, ek waarsku vir jou, hierdie mense gaan jou in die rug steek, en dan sê hy gee hulle 'n kans. En van hulle het hom al in die rug gesteek, en weet jy wat, hou nie op om dit te doen nie. En terwyl ek hierdie preek voorberei, toe dink ek aan hierdie pel van my. En ek dink ek het so baie wat ek by hom kan leer. Want hy kyk na mense met God oë. Want God sien ook ouens wat droog maak, erg droog maak. En dan sê hy, ek is bereid om hulle 'n kans te gee. Nie een kans nie, partykeer tweede, derde, vierde kanse. Maar dis wie God is. En dan lyk dit vir my of dit is hoe sy kinders moet wees. Dat ons in mekaar se oë moet kyk en ons moet nie meer vir liewe daan sien nie. Ons moet God binne in my sien en in jou. En dan word dit dag. Dan is die nag verby. Destyds in die Romeinse ryk was daar 60 miljoen slawe gewees. So sê die geskiedenisboeke vir ons. En dan weet ons, 'n slaaf was nie 'n mens nie, 'n slaaf was volgens wet 'n ding, 'n besitting. Slawe is nie gereken onder medemense nie, dis gereken onder goeders. En jou goeders is jou goeders, wat jy daarmee wil maak is jou saak. En jy kon 'n slaaf uitsmyt as jy wil, jy kon hom doodmaak as jy wou, jou slaaf was jou besitting. Om te maak met net wat jy wil. En dan kom die Christendom, en die Christendom kom verander dit. Die Christendom verander dinge in egte mense. Nee, selfs meer as dit, die Christendom kom en hy verander dinge in kinders van God. Want, sê die woord van die Here wat ons net nou gelees het, God se plan is anders as die wêreld se plan. Die wêreld se plan is, hierdie slawe is dinge, is goeders. God se plan is, hierdie is mense na my beeld geskep. En ek's bereid om hulle my kinders te maak. Wat in die oë van die wêreld waardeloos is in God se oë waardevol. Ons het dit mos so gelees. En daarom, God doen dit juis sodat ons nie kan sê, ek is so goed dat ek gered moet word nie. God doen dit juis sodat ek en jy moet sê, ek kan nie spog dat ek iets met God se reddingsplan te doen gehad het nie. Hierdie is net God se plan. Dis so anders as wat mense dit sou uitdink. God se plan is dit wat die nag dag gemaak het. God se plan is dat mense in mekaar se oë moet kyk en daar 'n broer en 'n suster moet sien. Beteken ons stem altyd almal met mekaar saam nie? Dit beteken selfs nie dat ons altyd almal van mekaar hou nie. Maar dit beteken dat ons mekaar in Christus moet lief hê. Ek wil nie 'n lang storie daar maak nie, maar op 'n stadium in my bediening het ek regtig waar beleef dat die Here vir my sê, ek is nog steeds lief vir jou, maar ek hou nie van jou nie. Want die manier waarop jy doen is om mense tevrede te stel. Dit gaan nie meer oor my nie. Dit is moontlik om partykeer nie te hou van iemand wat jy liefhet nie. Of kom ons maak dit 'n bietjie sagter op die oor, om partykeer nie te hou van dinge wat iemand doen wat jy liefhet nie. My broer en my suster, wanneer laas het ek en jy na mekaar gekyk en gesê, al wat ek sien, is God se beeld binne in jou. God se beeld wat maak, dat hy sê, jy kan sy kind wees. Of praat ons anders oor mekaar? Want as ons anders doen, wat help dit dat ons Kersfees gevier het? Wat help dit dat die Christuskind vir ons gebore is? As dit nie kom dag maak in ons lewe nie. As ons nie deur sy oë kan kyk na hierdie wêreld nie.
Op 'n stadium was daar 'n priester wat vir so 30 dae lange geestelike kamp in die bosse was. En hy het gaan mediteer en ontspan en lees en dink. En toe hy terugkom by die klooster, toe's daar so ou dikbek klaakous priester, ons die ouens kom ook al lankal saam, lyk dit vir my, saam met die kerk ook. En hierdie ou klaakous sê toe vir hom, man, terwyl jy daar lekker niks gedoen het, net ons hard gewerk hier by die klooster. Hy sê, en kyk na jou, jy lyk nie eens anders nie. En die priester wat so bietjie gaan huis skoonmaak het hom geantwoord, jy is waarskynlik reg, ek lyk waarskynlik niks anders nie, maar jy lyk wel. Jy lyk vir my anders, ek kyk na jou, en ek sien nie ou dikbek klaakous nie. Want die vrede wat God in my hart gebring het in hierdie 30 dae, het ook vrede met jou tot gevolg. Maak dat ek ook na jou kan kyk en kan sê, dis my ou broer, dis my dikbek broer, maar dis my broer. Dis my ou klaakous broer, maar dis my broer. Broers en susters, is dit nie, en hierdie is ook vir jou opinie, ek vra dit, ek het natuurlik my eie opinie ook daar, is dit nie 'n vergryp aan Jesus Christus en sy geboorte en sy aarde toe kom en sy kruisiging en sy opstanding as ons in sy voetspore loop, maar spoeg op almal na wie hy met liefde gekyk het nie? Is ons dan sy volgelinge? Is ons sy volgelinge as ons agter hom aanstap en daar waar hy liefde uitdeel, deel ons klappe uit? Is ons dan sy volgelinge, al loop ons agter hom aan, maar ons doen presies wat hy nie sou gedoen het nie. Ek sou so graag wou hê, dat Kersfees nie Dinsdag nag 12:00 moes opgehou het nie, maar dat dit moet aangaan. Ek sou so graag wou dat Kersfees in hierdie gemeente nie 'n dag moet wees nie, maar 'n gesindheid. Ek sou so graag wou hê dat soos daar op ons bord gestaan het Kersdag, en soos wat uit die preek uit ook gekom het op Kersdag, dat deur die krib en die kruis Kersfees in ons harte tuis kom. En as ek sê, ek sou dit so graag so wil hê, dan praat ek nie uit my menswees nie. Dan praat ek uit my geroepenheid as die diensknegt van die lewende God in hierdie gemeente. Dan praat ek as gestuurde van die Here. Want dis wat hy ook wil hê. Dat Kersfees meer sal beteken as dat ons een oggend by mekaar kom, 'n kerk lekker vol maak, en dan gaan koek en pudding en braaivleis eet en dan sien ons mekaar weer volgende jaar daai tyd. As ons maar as gevolg van Kersfees in mekaar se oë kan kyk en iemand kan sien wat 'n kind van God is en daarom my broer of my suster is, dan sal dit dag word. Dan sal dit dag wees in ons lewens. En dis waarvoor Jesus gekom het. Mag God gee dat Kersfees sal voortleef hierdie jaar in ons harte. Dat dit heeltyd Kerstyd sal wees. Dat ons in mekaar se oë sal kyk en 'n broer en 'n suster daar sal raak sien. Ja, partykeer ons ou dikbek broer, partykeer jou broer wat ons moet terugroep op die pad, of partykeer jou broer wat my moet terugroep op die pad. Maar nietemin, broers en susters, omdat Jesus Christus daarvoor gebore is, omdat God daarvoor sy seun gegee het,
Omdat Jesus, toe hy hier weggegaan het, die Gees vir ons agtergelos het, sodat ons gelei kan word elke dag, elke keer as ons vra vir leiding. Kom ons kyk in mekaar se oë hierdie jaar, en ek praat nou nie van die bietjie van die een wat oor is nie, ek praat tot volgende Kersfees. Kom ons kyk in mekaar se oë, en kom ons sien 'n bietjie 'n broer en 'n suster raak. Ja, dis nie 'n wêreldse plan nie. Dis nie 'n maklike plan nie. Dit gaan nie van self kom nie. Dis die onnatuurlikste ding wat daar is. Dit lyk nie vir mense of dit belangrik is nie, maar ek herinner jou aan God se woord wat sê, God het die maatstawwe van die wêreld totaal omgekeer. Wat volgens mense swak is, het God besluit om sterk te maak. Dis 'n slegte menseplan om almal om jou te sien as God se kinders. Maar dit is 'n ongelooflike goeie Godplan. En ek en jy moet besluit wat se plan ons leef. En jy mag kies, God sê so. Maar ek wil vandag vra, ek wil sê, ek's bereid om te kies, om jou te sien as 'n broer of 'n suster. Wat gaan jy maak? Mag die Here jou en my oë oopmaak, om te kan sien wanneer die dag aanbreek. Maar mag hy, voordat hy ons oë oopmaak, ons harte aanraak, sodat ons smag na die dag. Sodat ons soek na God se manier van doen. God se manier is liefde. God is liefde. Mag hy deur sy genade vir jou en vir my na hierdie wêreld laat kyk met oë van liefde. Mag God jou in hierdie wêreld, broers en susters, laat raak sien, waar jy nooit gedink het is moontlik nie. Want geliefdes in die Here, dit is die Godplan. Mag sy plan in jou lewe aan die werk kom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons wil vra dat U ons sal herinner om vanaand te bid vir hulle wat ons geneig is om te vergeet. Here, help ons om voor U die name te kom noem van hulle wat ons wel onthou, maar nie lus het om voor te bid nie. Here, U weet dat ons sommige van hulle te onbelangrik ag, te irriterend, in ons oë te onverdienstelik vir ons gebede. Van ander hou ons nie, ons vererg ons vir hulle. Party van hulle beny ons, ander vrees ons. Wil ons sommer van vergeet, al weet ons dat hulle U net so nodig het soos ons. Ons dink aan so baie mense wat in hierdie kategorieë val. En daarom kom vra ons vanoggend, Here, verander ons gesindheid, beskerm ons teen negatiewe emosies en vernuwe ons gemoed. Skep vir ons barmhartige harte soos Jesus se. Rein harte, Here, sodat ons U beeld in ander mense kan raak sien. Maak ons oë helder, sodat ons die dag kan sien breek. Die dag waarvoor Jesus Christus aarde toe gekom het, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, maar ook opgewek is, sodat die dag kan heers oor die nag. Kom Here en kom maak dit dag ook in ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Dankie Here dat U vir ons goed is, ver bo verdienste. Dat U vir ons goed is, Here, nie oor wat ons vir U kan doen en kan beteken nie, maar omdat U ons liefhet ten spyte daarvan dat ons so min kan doen en beteken. En Here, daarom weet ons dat wanneer ons vir U gee, dit nie is omdat U ons nodig het nie. Dat dit nie is omdat U afhanklik is van ons nie, maar dat dit is omdat ons dankbaar is teenoor U. Neem daarom hierdie teken van dank wat ons vir U gee, en seën dit, Here, sodat ons ook vir hierdie wêreld die lig kan laat sien, sodat dit ook in 'n donker wêreld kan dag word, omdat U ons Here is. Dankie, Here. Amen. Mag dit wat jy nou gesing het uit jou hart gekom het, en mag God jou gee wat jy uit jou hart uit gevra het. Kind van God, mag dit met jou goed gaan. Mag God aan jou vrede gee. Mag jy nooit bang hoef te wees nie. Mag jy liefde om jou hê. Mag jou hart vir almal oopgaan en mag jou drome ver paaie streel. Mag jy leer om die wind onder jou vlerke met alle mense om jou te deel. En mag jy ervaar dat die dag breek ook in jou hart. Amen.